Maar die kerk het blind geword en die vyand kom en hy val die kinders van die Here aan. Op 'n manier wat hy jou gedagtes en jou wese so oorneem dat jy later nie meer helder kan dink nie. Is jy verward somtyds in jou gedagtes? Dalk jy verdwaal somtyds in die situasies waar jy jou bevind in die werk en in die wêreld. Het jy somtyds die antwoorde vir dit wat die Here vir jou wil gee eintlik nie, maar ons sien dit nie raak nie. Jy somtyds moedeloos en is daar 'n depressiewe mag wat jou aftrek. Dan moet jy kyk, daar's 'n tentakel wat besig is om sy weg in te kry, om jou weg te kry van dit wat jy in geglo het en met jy God voorgedien het. Daarom wil ek vanmôre met u praat oor die gees van die seekat. Dit is baie 'n aardige onderwerp, maar ek het dit raak gelees en raak gekry op internet en dit was vir my iets besonders geweest. Praat die paar skrifgedeeltes saam met lees. Romeine 8 vanaf vers 6, ons eerste gedeelte. Romeine 8 vanaf vers 6. Ek praat van 'n nuwe lewe onder genade. Die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Romeine 8 vers 6, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat vlees is, bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle, vers 9, is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het, die behoort nie aan hom. Maar as Christus in julle is, dan is julle liggame dood vanweë die sonde, maar die gees lewe vanweë deur geregtigheid. En dan die koortjie wat ons so gereeld sing. En as die gees van hom, vers 11, wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Het ons vertel. Dan Romeine 12, verder aan, vers 2, Romeine 12, 2. Want die woord van die Here is kosbaar. En ons sal nooit as predikers die woord leeg kan predik. Romeine 12, 2. En word nie in die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. 2 Korintiërs 10, ek blaai net so 'n paar kort verse, maar dit maak die woord van die Here gee sterk. 2 Korintiërs 10, 12 vers 20, daar is beskrif. 2 Korintiërs 10 vers 3, vra verskoning. 2 Korintiërs 10, 3, want hoewel ons in die vlees wandel, wil ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Maar ons die planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem door die gehoorsaamheid in Christus. En dan is so bladsy verder. 2 Korintiërs 11, 14. Ek praat hier oor die valse apostels en oor die valsheid wat in die kerk is. Ons begin by vers 13, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander, apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hy kan homself verander en vermom. Dit is dus niks besonder van die sy dienaar hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Dan die laaste gedeelte, Spreuke, Ou Testament het vinnig terug in Spreuke 4 vers 23. Een versie. Spreuke 4 vers 23. Baie belangrik, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Die oorspronge van die lewe is uit jou hart uit. Dit wil sê uit jou diep mens wees. Terwyl die manne voorbereid vir die weermag, korpsopleiding en grens om reg te wees vir kontak, kan jy nie dit as troepe voortbeweeg en wanneer die kontak slaan, is dit daar, dit gebeur, so daar is die mynveers baie keer gewees wat hulle landmyne op ons paaie gesit het. Dan gaan jy ons vooruit om die landmyne te vee en baie versigtig uithaal of te maak dat die goed afgaan. So baie manne hulle bene en hulle lywe verloor, want jy sien dit is 'n weggesteekte vyandige strategie. Jy sien hom nie. Baie ons is dood, hulle weet dit. Baie ons het ledemate verloor. En agterna dan weet jy of die peloton weet. Die landmyn afgegaan of die handgranaat is geboebie trek as jy by van die plekke deur beweeg, dan gaan hy af. En dit so slims gedoen en die pad so mooi gevee en dit is so pragtig die pad en jy kan nêrens sien dat dit versteur was nie. Dit is hoe die vyand werk en ek wil vir jy sê geestelik werk hy presies op dieselfde metodiek. Alles lyk so goed, dit is so goed verskans. Maar ons sien baie keer nie hoe die plan van die vyand vooruit beplan is en hy het een doel om jou tot die doel. Ek sien die kerk sien dit nie raak nie. Want solank dit goed gaan en Leon het iets interessants gesê wat inpas. Solank ek my salaris het en alles werk goed, my pensioen werk en alles werk uit en ek het geen bekommernis nie. Weet jy wat as sommer klein sy nie soms nie. Ons gaan van dag tot dag, van maand tot maand, van jaar tot jaar. Mense besef nie dat die vyand is slinks nie. En hy is besig om die kerk stelselmatig oor te neem en mense by 'n plek te kry dat hulle dink hulle is reg. En lank al reeds die gees van God verloor en by 'n plek sit dat God nie kan dien en opreg nie. Dus jy by plekke gedraai het, jy voel, Here, ek sien nie meer kans nie, Here, ek is negatief. Hierdie is te veel vir my. Jy raak in so 'n war dat jy nie weet hoe om te dink nie, want ek vir jy sê, dit is 'n tentakel van die vyand wat 'n opening gekry het om jou aan te val in 'n mens. Elke mens wat hier is vanmôre kan homself en haarself vereenselwig met wat in die woord is vanmôre. Ek weet ek by die Here het gekry. Daar's verskillende agendas en my broer en suster, baie keer is daar tussen mense verskillende agendas. Ek sal optree op 'n manier wat ek iemand goed laat voel. Ek sal iets sê wat iemand goed laat voel. Maar daar is eintlik agter hierdie hele bedoeling van my 'n verskillende agenda. En die verskillende agenda sê dat die persoon wat die agenda verskuil, is die persoon of die vyandmag wat iets wil hê van jou. En baie keer steek ons goed vir mekaar weg in 'n verskillende manier, want ek wil eintlik iets anders uit hierdie mense uit hê. Maak nie saak wat dit is, of dit geld is, of dit aandag is, of dit mense het verskillende agendas. En ongelukkig is in die kerkwêreld ook dieselfde. Grootste probleem is ons gedagtewêreld. Die woord sê baie duidelik, bewaar jou hart meer as enigiets anders. Dit wil sê, jou gedagtes, jou emosies, die laaste paar weke was daar baie klem gewees op die sielsdimensie, die gees van die mens. So die boodskappe, ek was so Johnny, so interessant. Ons bespreek dit nie, ons het nie 'n reeks temas nie, maar dit val dit in een en pas dit in een. Is dat jou gedagtewêreld, en ons weet dit, maar ons weet nie om dit te veg. Is die oorlogsfront. Dan sê ons vir die kerk, en ek weet jy het ook al gesê, ons sê baie, trek die wapenrusting aan. Die mense het nie 'n klou waar dit gaan. As ek by my so mag uitdruk. Moet jy kry jouself reg. Werk die vyand uit. Sit 'n geveg op. Mense weet nie om te veg. En terwyl ek die woord voorberei, besef ek, Here, in die kerk is daar tentakels wat beweeg. Op die gevegsfront geestelik is daar baie mense wat wel wen, maar daar's baie wat ook verloor. En oor jare is jy afgestop en sit jy by 'n plek wat jy wonder, wat maak ek in die kerk?
Maar ek wil dit bysê, ek is eerder in 'n kerk, wat nie altyd volmaak is nie, pastoor. En ek wat nie volmaak is nie, as wat ek buite die kerk sit, en ek kry nie woord nie. Maar ek wil sê, wanneer jou plek geestelik begin verloor, kan jy maar kyk, dit begin altyd deur die gedagtes van die mense, en meeste van daardie trek 'n mens af. En ek sê, Here, leer ons om geestelik oorlog te voer. En ek wil sê, dit is belangrik dat ons let op die aanvalle. Maar weet ons werklik om in die geveg te kan staan en geestelik weerstand te bied. Interessant, die Grieks oor weerstaan dan die vyand se merke, se aanvalle, is baie duidelik, histamine, Griekse woord, jy gebruik histamine by die apteek kry, dit is 'n teenallergiese middel. Dit wil sê die geestelike histamine, die teenwerking, is daardie geesbekragtiging van God, wat jou krag gee, om teenstand te bid, teen die aanvalle van die vyand, want die vyand wil kom, en hy wil die einde van die dag jou kinders, jou vrou, jou buurman, wil hy vernietig, hy wil die kerk vernietig. En mense weet nie om die onderdrukking van die vyand te erken, en daarteen te staan, hulle verstaan dit nie. Jy sien, jy kan nie 'n vyand veg, wat jy nie kan sien. As jy die grensoorlog was, as jy in 'n geveg gaan, en jy kan nie altyd die vyand sien, want hy kamufleer, maar wanneer jy identifiseer van waar af jou vuur kom, jou aanval kom, waarvan jou mortiere kom, dan weet jy waarin om te mik, jy weet waarin om te beweeg. Maar hierdie vyand waarmee ons te doen het, wil ek vir jy sê, kan jy nie sien nie. Ek wil baie duidelik sê vanmôre, dat Lucifer, ek het dit al eendag in 'n preek gesê, is voor die mens geskape. Voor ons daar was, voor die eerste mensepaar, was hy reeds daar. Een van die groot engele wat geskape is, een van die serafs, hy het 'n belangrike taak gehad, die in beheer van die musieke. Een van die gerubs eintlik, hy was 'n magtige engel. Hy was voor ons. So hy kyk vir jou en my van die begin af. En dieselfde ding wat in Adam en Eva was, steeds in die kerk vandag. Raas en probeer. Is steeds in die kerk vandag. Maar hoe veg ek 'n vyand wat ek nie kan sien nie? Die vraag is vanmôre, en dit kom baie keer op. Hoe kan 'n wedergebore kind van God demonies besete word? Kan nie. Ek wil dit sê, so wees rustig met daai. Kind van God wat werklik wedergebore is, kan nie demonies besit van geneem word. So saam dit, maar behalwe, ek het die waardig goed in die kerk gesien, baie jare hier. Hoe dat die man die Heilige Gees vloek, ek het dit self beleef, en as hy een been afsit, en die kangareen van hom verder, en hy sterf, word gepleit, hoe die Heilige Gees vervloek nie. Ek kan nie sê baie nie sy een nie, ek kan nie hom verdoen nie, want een van ons kan oordeel nie. Maar as een sonde wat die woord sê, jy nie vergewe sal word nie, sê teen die Heilige Gees sondig. Dan is dit nie altyd net vervloek nie, en wonder, hoe wyd gaan jy teen die Heilige Gees sondig? Ja. Heilige Gees verwerp te ver. Wonder, Here, hoe ver moet ek nie uitgaan, voordat u sê u kan word? Voordat God sy stem stil raak in my lewe. Dank Here, sy stem raak nie stil in ons lewens nie. Maar die verderwer kom in en hy neem beheer oor mense se lewens sonder dat hulle agterkom. Jy sien, maar as dinge goed gaan hier en al my dingetjies werk uit, is daar mos nou niks wat my plan nie. Dis reg. Maar wanneer dinge begin in mekaar val en dinge nie vir jou uitwerk nie, vra ek jou, identifiseer jy werklik waar die vyand se aanval vandaan kom? Christen, wedergebore kinders van die Here, wil ek weer sê, kan nie demonies besit geneem word van hom. Maar ek kan wel demonies onderdruk word. Ek wil hê dit oor vanmôre. Demonies onderdruk word, en die magte in die lug, die vyandsmagte sê die woord, is daar om ons aan te val
En ek wil dit sê vanmôre dat jy verstaan, Lucifer kan nie doodgemaak word nie. Sy aan die einde van die vuurpoel sal hy beland wat die woord hom beloof het. Saam met sy demone, die derde van die hemelmag wat geval het. Gevalle engele. Jy kan die engel van die duisternis doodbid nie. Ek wil hê die kerk moet hoor vanmôre. So mense sê, ag maar, daai duiwel ek bid hom dat hy verduidelik het. Daar's nie manier nie. Jy kan hom uitwerk as jy die autoriteit het. Jy kan hom stuur waar hy moet gaan, weg van jou af. Jy kan hom nie doodbid nie. Die gevalle engele is onsterflik. Daar's demoniese onderdrukking. En baie sit in die kerk en in die huis van die Here met onderdrukking sonder dat hulle dit weet. Ons gaan net aan. Ons hou maar net aan en hierdie sekat gees, toe die Here vir my die ding gee, dit is vir my ook gegaan. Die sekat gees is iets van wat ek opgetel het deur die internet so gesê, dis nie die Bybel. So by the way, die Jezebel spirit is ook nie die Bybel. Hy noem nergens 'n gees, maar jy identifiseer die gees van waar hy opereer, van wie hy opereer. En dan die teoloë en die kinders van die Here 'n koppeling daaraan gesit. Dis van waar dit kom. Dis van waar die gees titel en uit die aard van die saak, die bose gees titel aangeheg word en van waar dit kom. Daarom is daar nergens 'n plek wat hy praat van 'n verleidende gees, 'n vernietigende gees. Maar die eienskappe van die gees wat heers in jou, vertel vir die mense om jou en vir God waar jy staan. God weet in elk geval waar ons is. In Engels, octopus, octopus beteken 8. Ons weet dit nou, baie dinge weet dit nie. Hy het 8 arms, 8 tentakels. Gaan net so ietsie saam met my met hierdie seker besigheid. Ek wil net vanmôre vir jou oop gaan, want dis hoe mense dit onthou. Hier is my iets oop gegaan. 'n wervelose, sagte dier onder die see. Het iets vir my regtig oop gegaan. Een liggaam, een hoof, met een hoofbrein. 8 tentakels, 8 arms, reg rondom. Elkeen, dit het ek nie geweet, met 'n mini-brein in elke arm. Hy het so 'n groep van senuweestelsels wat soos 'n mini-brein optree. En vanuit hierdie mini-brein groep, die senuweegroep, werk hierdie arms onafhanklik van die hoofbrein in die kop. Jy gaan nou sien waar dit gaan, dit is baie interessant. Sonder instruksie van die hoofbrein werk elke arm met sy eie brein onafhanklik. Hulle voel met die tentakel. Ek het hom al dopgegooi daar by die see, as dit laag water is. Jy daar voor by rotse gaan, dan sien jy hoe werk hy, voelertjies hier onder die rotse, wat hy so kos. Hy kan proe, hy kan vat, hy haal sy kos uit, oor 1000 van hierdie suig aksietjies waarmee hy vassuig, en jy krip nie los as hy vasgesuig het. Hy gryp by proe, selfs as hy die arm geamputeer is, kan hy nog steeds proe, want hy het 'n brein. So die brein in die arm, tot die arm dan dood is. Hierdie arms werk hidrolies, vir ons wat nie weet, vloeistof wat gepomp word van die hartarea en hy werk hidrolies. Daar is die spier in die boelewing. Daar is die afstelsel, die senuweestelsel en hy werk hidrolies. Dis hoekom hy, as hy vasvat, vat hy vas. Hy kamoufleer onder 1 sekonde, dat jy nie kan herken in die omgewing waar hy is, op koraalrif op die grond. En hy die plaatjies op sy lyf verander soos die tekstuur van die see onder. Jy gaan nou sien waar hy dit gaan, hou net bietjie vas. Om aan te pas, hy dink wat hy vrylaat om die vyand te verwar. Hy het 'n jet-tipe impuls wat uit 'n sak uit gespuit word. Hy kan in een oomblik, sy tentakels trek so saam in een oomblik sy weg, as hy 'n paar meter weg van waar hy was. My broer en suster, dit is presies hoe die vyand vanmôre met die kerk, om die van God, ek vir my sê, dit is so, dit is nie so nie. Jy sal agterkom, as met die woord gaan, sal God met ons praat vanmôre. Hy kom gekamoufleer. Hy lyk soos die omgewing. Dit is die probleem. Dit wat vir jou goed is en lekker is en wat vir jou reg is nie altyd reg. Amen.
En hy kom van 'n hoek af wat jy nie verwag nie. En ek sê weer, jy kan hom nie sien. En dan lyk dit normaal. Het lyk so of het maar net deel is van my lewe, want jy weet wat, mense raak gewoond aan die situasie waar jy is. Reg? Ek het op die Suidkus gesien, die hele daar gebly dat mense kom daar van Transvaal, van Mpumalanga of Haraka, kom hulle daar met 'n bakkie en 'n bietjie pensioen en dan hy man byplan, hy gaan die plek omkeer en die plek regmaak en hy gaan werk daar en hy gaan die besigheidjie begin. As jy nou so 3, 4, 5 maande sien, begin alles swaarder gaan. Ons het in ons gemeente vandag gehad. As jy begin alle rower gaan. Probeer as jy van daai gesinne gesien hoe hulle opeindig in die karavaanparke. Later is hulle karwagte, later is hulle down and out. Kom met 'n groot droom. Jy sien, maar daar is altyd 'n vyand agter. Wat sit en beplan vir die ondergang. Weet jy wat is tragies? Dat Saul was steeds as koning gereken, toe sy koningskap klaar verloor. Ek wil hê dat jy moet oplet vanmôre en hoor wat die kerk moet hoor wat die Gees van die Here wil sê. Elke arm werk, en daarom wil ek vir jy sê, onafhanklik werk elke arm van die seekat. En hy soek net 'n klein opening. Die ander ding van 'n seekat is, hy kan homself plat maak, want hy het nie geraamte nie. Hy kan in enige gleuf in. Sy arms kan in enige gleuf in. En wat die kerk doen, ons het openinge baie keer. Net die geringste van opening. Wat as die vyand gee met 'n wêreldsgesindheid, wat as die vyand gee met die toetsing van sekere sondes, wil ek sê, of sekere goed wat ons toelaat, en voor jy kom kry, dan sy in deur die gleuf. Jou verstand word deur hom op so 'n plek, met daardie giftige ink, word jou verstand so wasig. Ons kan nie meer sien dat ons eintlik in gevangenskap is van hierdie tentakels van Lucifer en sy vyandswerkers nie. Jou gedagtewêreld verward is, wil ek vanmôre vir u sê, is daar die wolk van gif wat uitspuit, as van hierdie sekere groepe waar daar verskillende groepe van hulle wat baie gif in hierdie ink het. En geestelik sien ek baie keer mense wat verward is. Met mense al gesit, met mense gedeel, en sê hulle, pastoor, luister, ek verstaan nie wat God se plan is. Jy gaan nie verstaan nie. Want jou verstand is oorgeneem deur die seekat greep, die seekat gees, wat jy wil beheer. Die einde van die dag word jy eintlik soos 'n paard. Iets aan toue en hy beheer jou. Hy vat jou na 'n plek toe waar jy dit volle beheer. En weet jy wat doen die vyand? Hy kan nie in jou gedagtes in nie. Verstaan mooi vanmôre. Die vyand kan nie jou gedagte in nie. Weet jy wat doen hy? Dit is baie fyn. Ek sê sterk lank voor die mens daar. Hy werk op suggestie en hy sien waarheen jy neig. As jy geneig aan iets vir die verkeerde en vir dit wat God nie behaag nie, gaan die vyand daarop spesialiseer om jou daar te taak. Dit hoor vanmôre die woord van die Here. Dis hoekom mense hulle self in dieselfde kringloop vasvang van gister en eergister, van die jaar van 2 jaar, van 10, 20 jaar terug. Dit wat ek nie wou doen nie, dit wat ek besluit ek nie weer gaan doen nie, te doen nie weer. Is ek reg? Suggestie in die gedagtes. Hy plant sekere goed, hy bring goed op jou weg. En later word 'n vreemde gedagte jou eie. Dit mense is normaal. En intussen tyd is daar 'n vesting opgewerk wat mense in gevangenskap sit. Dat jy nie meer helder kan dink geestelik en God werklik te oopgemoed kan dien nie. Was jy al daar? Ek was verseker daar. Jy weet nie, sê hulle was nog daar nie, wat jy sê, speel die rol van heilige vanmôre. Want elkeen van ons op 'n stadium, op 'n punt wat jy onseker is van jou Christendom, onseker is van jou wandel met die Here, onseker is van jou posisie, en as jy nie daarby uitkom en eerlik is, sê Here, ek het 'n probleem, kan God vir die kerk niks doen? Maar hulle wie eerlik is, sê Here, hier's 'n probleem, kan God help en hy wil help? Wat interessant is met hierdie seekat
Selfs met amputasies waar 'n vyand sy arm weggevat het of afgebreek het, groei daar weer 'n nuwe arm. Ontwikkeling begin weer groei, word weer 'n volwaardige arm wat dan sy eie senuistelsel, sy hartjie besigheid en hy soek weer kos en hy skakel weer in by die hoofbrein, want die vyand is die hoofbrein. Lucifer is die hoofbrein van hierdie sekat gees en die tentakels is die vyand, die demoniese magte wat saam met hom opereer. Dit werk presies dieselfde. Dit werk om die vyand, die hoofbrein, uit een harde deel in die hele sekat sy werk, waarmee hy vernietig en waarmee hy opvreet. So wanneer die tentakel inkom, is sy instruksie van die hoofbrein af. Bring dit na die vernietigingsplek. Dit is hoe Lucifer met die demone werk, oor u en my geestelike bestel en oor jou lewe. Hoor vanmôre wat ek vir u sê. Ek praat nie net goed wat ek in die lig het gesê nie. Dit is baie belangrik my broer en suster, as die kerk dit wil maak, as die kerk by 'n plek wil wees om God te dien so wat hulle moet doen, en God moet aanbid so wat ons moet aanbid, gaan ons seker maak dat die tentakels en dit wat in die openinge van my gedagtewêreld en my menswees plek gekry het, om seker te maak dat die identifiseer is die vyand mag nie meer plek in my lewe nie. Al wat hy moet doen is om die hoof, dat ons in die hoofbrein te bevredig, dan bring hy die prooi en word genietig. As jy bang maak storie vanmôre, my broer en suster, maar luister vanmôre. Dit is die modus operandi of die werksmetodiek van die vyand. Elke kind van God is sy beplanning deur sy demoniese magte om jou tot nie te maak. As jy nie kan sien nie, as jy so gemaksig wil ek vanmôre vir jou sê, gaan jy dit nooit sien. Daarom deur hy die woord gegee. As jy jou neigings word dopgehou, jou maniere word dopgehou, en suggestief plant hy en bring hy ding op jou pad, wat mense lok, terug in wat hulle was. En later is die idees wat jy verwerp het, begin jou eie lewensfilosofie word, jy word, dit is van, dit is eintlik hoe ek is. Sien die vyand verander van kleur, en hy kamoufleer baie vinnig. En weet jy wat hy van kleur verander en kamoufleer, sien mense die aankom van die vyand in ons lewens bestel nie. Mense dink nie meer helder wanneer die vyand ons benader met sy demoniese magte nie. Ek wil net dit vra. Hoekom is dinge wat 15, 20 jaar terug verkeerd was in die kerk en in mense se geestelike lewens, word dit vandag goed gepraat en is dit van? Ek vra. Kan God verander? Kan God se gees wat in mense se lewens verander? Kan God verander? God kan nie. Hy kan nie verander nie. Ek wil net vinnig vergeestelik. Die 8 arms. Dan moet jy identifiseer hiermee. Ons is besig met aanbidding in die kerk. Jou gedagtes dwaal terwyl ons aanbid. Gevaar punt nommer 1. Jy is besig om te bid en jy kan nie konsentreer op die gebed nie. Jy is besig om te preek, jy kan nie konsentreer op die woord wat uitgaan, jy is baie rustige woord vanmôre. Ek sê nie om mense te beïndruk nie. Ek sê om te sê wat God vir die gemeente wil sê. Gedagtes dwaal in die huis van die Here. Aggressie, woede, goed wat uitspring. Jy word kwaad, jy is besig in jou gedagtes om oor goed te veg, goed wat jou pla. Jy is saak met wat in die huis van die Here aangaan nie. Wil ek vir jy sê vanmôre, daar is klaar 'n tentakel in 'n area van jou geestelike bestel wat moet uitgewerk word. Want die tweede punt is alles lyk na hopelose toestand. Was ons al daar? Ek was daar. Jy voel nou verlore. Here, ek voel nou verlore. Want wat die vyand doen, hy begin jou is om jou bring en sê, kyk hoe suksesvol is jou familie, kyk hoe suksesvol is jou broer en jou suster, kyk hoe suksesvol is hierdie mense saam met jou besigheid. En hy wys vir jou nie die sukses uit verander. Die einde van die dag sê jy met 'n negatiewe konnotasie. Voel jy ek se verloorde? Hier ons praat die derde punt van mental loops. Dit wil sê, jy met jou gedagte gaan werk in 'n sirkel. En môre en oormôre, oor 'n maand, oor 3 maande, bevind jy op dieselfde plek wat jy gister was. In 'n negatiewe plek wat jy wonder, ek was al hier. Here, hoe land ek op hierdie plek? As jy terug in die verlede, as jy gedagtes veg ons baie keer, dit wat verkeerd is veg ons, tot op 'n punt,
dan word die verkeerd aangesien en aangeneem. Dit is fyn. Wat ek besê is gesien met die mense. Eers het hulle gekla by ons by die kerk, was ontsteld. Sê, ons kan dit nie hanteer nie. En later as wat maande en jare aangaan en hulle versikkel en agteruit gaan, die karretjie breek en die goed in die huis hou nie, die yskaste hou nie, die goed werk nie. Dan word hulle later gewoond in hulle sukkel metode. Dit is maar fyn dat ons sukkel. Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, dit is nie reg dat u gewoond raak aan die omstandighede van pyn, lyding in jou lewe, van finansiële omstandighede, van die probleme met jou kinders en jou moenie dit aanvaar as normaal nie. Here, ek verwerp dit. En voor jy kom kry, is jy oorgeneem en jou vrede is weg en is normaal om maar net 'n sukkel bestaan te voer. Dis normaal om maar net in omstandighede te wees. 5de punt is jou Bybel verwaarloos kinders van die Here. Dit is moeite om die woord oop te maak. Dan praat ek iets van hulle wat nie die woord meer wil oopmaak. Party doen dit maar net om ons boeke vat in die huishouding en ons maar 'n bietjie lees en bid om die gewete te sis. Ek wil vir julle sê, as dit moeite raak om God se woord te lees, wil ek vir julle sê dat tentakel wat in jou lewe ingekom het. As dit moeite raak om gebed en tyd aan God te spandeer, is dit jou voertuig, al is dit by een punt is bid met die Here te praat, om te loof en te eer, dan sal tentakel in jou bestel in. Hoor vanmôre die woord van die Here. Wie ons gebeur 'n geestelike verlamming tree in en 'n doodsbegeerte kom oor baie mense en sê dat nee wat, ek sien nie meer kans nie. Moeg vir alles. Looppak, ek begin, ek wil net wegloop. Hoeveel ek wel wegloop? Ek moet verskeie keer op weghardloop. Dat ek nie help nie. Weet jy hoe weer met 'n jong man nou sê, toe hy sê, hy begin nou oor. Hom skuld gaan maak, hy begin heeltemal oor in sy nuwe lewe. Hy gaan hierdie plek net so los en alles word nie gekoop en alles word geleen. Sê kom hier so groot probleem. Jy vat jouself saam. Is dit nie so nie? Ek wil weghardloop, maar jy vat jouself saam. Jouself is die grootste probleem meeste van die Here. Moet vir alles, Here. Verstaan? Punt nummer 6, geheimhouding. Jy wil nie al jou dinge vir almal oopmaak nie en jy wil nie met mense baie nie. Word so al 'n kluise naam. So my ding met my eie doen nie so. 'n Tentakel, ons moet hom identifiseer vanmôre. Here, ek wil nie eintlik in die kerk kom nie. Ag wat, ek kom my kerk op die radio luister of die TV luister man. As jy nie onder die kinders van die Here God kan dien en loof en prys nie, wil ek vir jou sê, gaan jy nie hemel kan doen. Die voorbereidingsplek vir die hemel is in die kerk, in die huis van die Here. Amen. Ons is almal perfek, nie van ons is perfek nie, ek ook. Ons almal het ons foute. Punt 7, 7de tentakel, gedagtes, 'n waas in 'n wolk, vasgevat dubbelhartigheid. Ek het vroeër gesê hierdie woord, jy weet nie waar jy om te dink nie, jy weet nie hoe om besluite te maak. En as jy besluite maak, maak jy verkeerde besluite. Die kerk van die Here sê, as jy identifiseer vanmôre, God kan jou situasie verander. En die fokus, die punt nommer 8, verleiding, stop. Ja, kom 'n punt waar die vyand dit het jou. Jy sien die demonies beseer nie. Maar hy lei jou, hy rig jou, hy wys vir jou waarheen, hy stel vir jou strikke en vat elke keer vir dieselfde ding. Weet jy, is nie 'n opspring en blydskap boodskap nie. Ons moet sulke boodskap ook hê vanmôre. Dat God hart met die kerk praat. En die wat in sy beheer word al hoe erger oor kinders van die Here. Ek het dit gesien. Sy strategie hoe werk hy soek net 'n gleufie. Hy soek net 'n klein oop weer. En ek wil die vra dat, hoekom dit, as die oop deur daar is, baie keer deur generasiebindinge wat nooit verbreek is nie. As jy 'n herhaling van sekere swakpunte het wat deur jou opereer en dit gebeur opnuut, is daar nie gedeel met die generasie goed wat saam met jou kom nie. En mense sê dit werk, dis hoe dit werk. Ek het dit gesien in ons familie. Ek het dit gesien van my ouma af, wat in die konsentrasiekamp was,
My ma se ma was die konsentrasiekamp. En hoe dat daardie aggressie, kwaad binne, sy dat moet sien doodgaan waar hulle glasstukkies in 'n pap gesit is en 'n vreedwaandig was. En sy kon 'n Engelsman nie hanteer tot dag van haar dood nie. 'n haat en 'n wrok. Sy het geveier om Engels te praat. Tot die dag van haar dood. Hy het 'n bitter lewe gelei. Omdat sy nie kon losmaak van die verlede. Wat wil ek vir sê, dat die verlede gaan. Dat dit wat verby is gaan. Kom by oorwinning uit, sodat God vir jou oorwinning kan gee. Ek noem die goed vanmôre, sodat die kerk dit kan identifiseer en sê, Here, daar is die takel in my lewe. Vloeke, trauma, ou kultiese goed wat die familie by betrokke was, waarsêery, towery, vervloekings, maak nie saak wat dit is nie. As dit jou familie verlede is, deel met dit. Sny dit, sodat God vir jou oorwinning kan bring, my broer en suster, sodat jy as 'n oorwinnaar kan leef, ongeag van dit wat met jou gebeur. Jy sê, ons sal alles meet in die tydelike voorspoed en alles met ons goed gaan. Ek sê weer eens, wanneer het goed gaan is het fyn. Maar wat gebeur as jou wêreldjie op mekaar val en God begin om daardie deure toe te maak wat jy dink wat oop is? Hoe hanteer ek dit? Hier is die antwoord. Dis wat ons vir die kerk nie baie keer sê. Die kerk nie altyd wil hoor nie. Vyand bietjie begin hy begin met 'n leuen. En wat sê hy vir ons, wat Adam Eva gesê, het God nie gesê, kom met 'n verdraaiing van die waarheid. Ag, by omstandighede, God gaan nie verander, God gaan nie verander. Ek wil vir u sê, verwerp dit. En 'n leuen word herhaal en herhaal tot dit 'n realiteit word in die kerk en in die kind van die Here se lewe. Vestingsbing bring depressie. As jy vanmôre hier sit, jy's op depressiemiddels, ek wys die vinger nie, want elke mens kan 'n pad loop soms wat jy hulp nodig het. As jy sit vanmôre, jy's op een of ander kalmeermiddel. Praat met iemand by die dag. Jou liggaam word gewoond aan dit wat jy inneem. Staan jy weet, hy chemiese stof wat jy inneem. Hy een slaappil werk later nie meer nie. Come on. Daai een kalmeerpil werk later nie meer nie. Nou sê vir my daar 2 slaappille. Ja, dan het 2 12.5. En elke paar inbelons. Later 4 van hulle, 5 van hulle. So word dit eetloos so smarties. Weet jy wat? Jy doof die probleem tydelik. Dat weet ek tref vanmôre. Nee, ek tref nie. Ek sê dit God se gees. Jy kan nie vir my sê, jy staan op jou kans en jy's 'n aparte weg van ons in jou situasie. Ek sê vanmôre vir u, ek loop die pad wat jy loop. Ek is ook in die buitewêreld besig, ek weet wat dit vat om deur diks te gaan. Ek weet wat dit is om verwerk te word. Ek weet wat dit is om deur finansiële dinge te gaan. Ek weet wat dit is om die liggaam ook swaar te kry. Maar ek weet vanmôre, daar's 'n God wat antwoord. Ek weet daar's 'n God wat voorsien. Ek sal nie ophou om God te glo en God te vertrou nie, want die wonderwerk is hier voor. Halleluja. Leer wat herhaal tot dit 'n realiteit is. Later gloei die leer. Vesting bring depressie, dit bring selfmoord en negatiewe gedagtes. As jy al daar was, wie voel Here, ek dink dis tyd ek moet uitgaan. Wil ek vir sê, tentakel wat om jou brein gedraai is, om jou menswees gedraai is. Ek wil vir sê, kry daardie ding van jou af, want as hy vasgesyp is, gaan jy in die hoofbrein toe vat, jy gaan vernietig word. Hoor vanmôre, die woord van die Here. As jou kinders in die huishouding uit mekaar uitval, moet jy vra, Here, waarom? As dinge skeefloop, wie sê Here waarom? Daar's 'n tentakel wat kom en soms kom hy deur jou kinders. Soms kom hy deur jou familie en hy wil jou vernietig. Hy wil jou weggee en hy wil jou vernietig hê. So nommer 1 ding wat die Here vir my gesê het, sê vir hulle, identifiseer waar die probleem vandaan kom. Ja. Hierdie is my nie die woord vanmôre. Identifiseer, as hierdie goed wat ek genoem het, van jou kulte, van towery, van waarsêery, as hierdie goed in jou familie verlede is, en dis in jou familie geslagslyn, moet jy kom dat ons vir jou bid. Identifiseer dit. Pinpoint dit, sê Here, ek glo dit is waar vandaan kom. As jy identifiseer dit, die plek van herkoms, is daar net een manier, om die skrif in te bring, soos Jesus vir die vyand gesê, Satan gaan weg agter my, want daar staan geskrywe.
Die woord is die waarheid, halleluja. En daar is krag in die woord. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie ou boek wat oor duisende jare bymekaar gebring is, uit verskillende lande, verskillende plekke, is hy bymekaar gebring, en God het dit toegelaat, gepraat van die kanon van die woord. Die reg en daar's baie goed in die ou gesit is nie, en mense baie redenasie, ek gee nie om nie. God het toegelaat dat hierdie die woord is vir die kerk, halleluja. Ons verwysingsboek. Daarom visie maak deure toe. Hoe maak ek deure toe? Ek het nie op my notas nie, maar ek voel ek dit sê. Sonja en Eddie wat saam in die kerk was, vriende van Corrie, vriende van my of. Ek het hulle getrou daar op 'n privaat struintjie. Daar op Hoela. Fyn reën struintjie trou ek hulle een oggend. Mense in die jaar is nie jong mense meer nie. Sy was jare alleen, Eddie was jare alleen, deur moeilike dinge gegaan. En twee mense vind mekaar en so mooi liefde. En Sonja het gesukkel, sy sou ook nie ek doen vanmôre. Dit was haar getuienis. Sy sê dat sy kon nie vorentoe beweeg nie. Sy het soveel haat en wrokke gehou van die verlede. Dit wat nou gebeur het, wat haar eerste huwelik gebeur het. Sy sê dit was so moeilik vir haar. En Sonja het vir Netbank gewerk, kosbare mens. En sy het my ding geleer, wat die Here met haar gepraat het. Sy sê, waar jy by sekuriteit ingaan, daar die hokkie met die groen en die rooi lig, by ons banke. Sy sê, as jy jou deur agter jou toemaak, as die lig nog rooi. Jy moet wag tot die lig groen word. Want as die lig groen maak, dan gee dit vir jou die reg van voorgang. Jy kan die deur oopmaak en die deur beweeg. En toe sy daar binne staan, toe sê die Here vir haar, jy kan nie vorentoe beweeg, voor jy die deur agter jou toegemaak het. Ek vir die kerk vanmôre sê, maak die deure agter jou toe. As jy begin eksperimenteer met dinge wat verkeerd is, maak die deure toe. Sodat God jou op die plek het jy stil staan en wag vir die groen lig, die nuwe deur van jou kon oopmaak. Sy sê toe sy het besef, en sy doen dit as 'n manifestasie, sy maak die deur oop, toe die lig groen gaan, toe maak God haar los, en daar die wrevel, daar die aggressie, daar die seer van gister is verby, daar die verwyte is verby. God wil dit vir een van my ook doen, broer en suster. Om aan te beweeg, staan stil, dat God vir die deur oopmaak. Amen. Satan ons vernietig. En die Here ons vanmôre vir die kerk sê, fokus op die regte dinge. Begin identifiseer, al kan jy vanmôre nie so presies uitmaak van waar of jou aanval kom nie. Want elkeen van ons het 'n aanval wat in hierdie plek sit. Elkeen van ons in een of ander moeilike situasie, wat van iewers af soms manifesteer. En ek wil jy aanmoedig vanmôre, u wat wie is vanmôre, kom kerk, dien die Here, vertrou God, en hy sal vir jou paai gelyk maak. En ons weet al lofprysing is een van daardie dinge. En blok die vyand. Nie al mense geblok op hulle foon, ek het dit omspan maar nou wat ek geblok het al. Blok die vyand. By die eerste impuls van 'n gedagte moet jy weet, dit kom van die vyand. Raai eerste versoeking, die situasie. Hoor ek gaan die ding vanmôre by die werk en ek vertel. Dit 'n tentakel. Die Here moes ook naai en op ernstig werk, want ek het vanaand op my perkie spring en dit uitsorteer, roem weer, ek sorteer dit vanaand. Maar ek moes by plek van kalm wees om en sê, Here, hanteer ek die situasie. Ek wil 4 gebede doen vanmôre. Ons maak klaar. Die Here sê vir die kerk vanmôre sê dat hy sal die onderdrukking verander in lofprysing en in eer en in jubel en in blydskap. Want God wil jou vat op 'n plek van blydskap en oorwinning. God wil jou vat vanmôre op 'n plek van vrede, van krag en van sterkte, my broer en suster. Kan jy saam met my staan en musiek vir ons speel asseblief? Nou kom gesluit. Vader, terwyl ons vanmôre in die huis van die Here staan, weet ek, ons het met 'n onsigbare vyand te doen, wat ons van alle kante af soms
bekruip. Hy kamoufleer so goed, ons herken hom nie altyd. Dis die vyand wat my oorweldig nie. Ek wil bid vanmôre, o Gees van God, U wat in hierdie plek is, elke hart, elke onsekerheid, elke wat hier staan vanmôre, dat U wie indring sal openbaar wat in ons lewens aangaan, dat mense vanmôre sal besef wat die probleem het. Ons het U so nodig. En omdat ons 'n vyand het wat slinks is, wat kamoufleer, wat op verskillende maniere ons kan aanval, Here. Daarom het ons U nodig, o Gees van God. My gebed is vanmôre dat U met die krag sterkte en met U leiding van U Gees sal kom. En ons sal uitlei tot 'n ryke van oorwinning en voorsiening. Jesus se naam. Sien elke hart raak vanmôre. Elke situasie raak vanmôre. Dis nie altyd ons toedoen dat ons beland met daardie vyandstentakels wat ons omring nie. Geef ons krag vanmôre, Here, om staande te bly en dit uit te sorteer wat in ons lewens hoort nie. In Jesus se naam. Terwyl elke oog nog gesluit is, wil ek vanmôre net vir 'n paar oomblikke vir U vra. Is daar miskien 'n paar tentakels wat U geïdentifiseer het vanmôre in U lewe?